Kan jy dit hoor soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Outeniqua berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxadeo Tuinroete. Goeiedag vriende, baie welkom by Doxadeo Tuinroete se aanlyn boodskap. As ons nog ontmoet het nie, ek is Gerard en dis my voorreg om saam met jou vandag te kuier terwyl ons aangaan met ons reeks Wen Liefde. Maar voor ons verder gesels, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons so tyd saam kan spandeer. Dankie dat U in ons lewens aan die woon en aan die werk is en dat U ons ook bemagtig vir hierdie lewe waartoe U ons roep. En daarom bid ons vandag met groot vermoedigheid dat U die oomblikke saam sal seën en sal gebruik vir die eer van die naam van Jesus, vir die uitbouing van U koninkryk en vir U wil met elkeen van ons se lewens. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So ons het verlede week begin met 'n reeks en die titel van die reeks is eintlik 'n vraag. Wen liefde. Baie keer as ons kyk na mense en gebroke verhoudinge en hoe dit gaan in ons wêreld en hoe dit baie keer die boelies in die wêreld kry, is wat altyd hulle sin kry, dan kan dit miskien voel of ons moet sê, wel, ons weet nie of liefde altyd wen nie. Bouwer Bosch het mos daai brand begin, liefde wen. Is dit so? Wen liefde altyd? Baie keer voel dit vir ons moet opgee op die idee van liefde net om te oorleef in 'n wêreld wat is soos dit vandag is. Nou ons kom uit feesvieringe uit en dit is Paasnaweek waar ons die dood en die opstanding van Jesus gevier het. Die dood van Jesus, die gesalfde koning, die Christus. En ons het gevier dat Jesus deur sy dood 'n beslissende oorwinning behaal het. So vreemd soos dit mag klink, hierso Kolossense 2 dit stel. Hy het die skuld bewys, met sy aanklagte teen ons uitgewis en dit blywend weggeneem, toe hy dit aan die kruis vasgespijker het. Alles wat ek en jy gedoen het en wat ons eintlik aankla, wat ons skuldig laat staan, het God uit die weg uitgeruim, hy het dit vernietig, en dit blywend vernietig toe hy dit aan die kruis vasgespijker het. Maar dis nie al wat hy aan die kruis van Jesus gedoen het nie. Hoor nou, toe hy dit aan die kruis vasgespijker het, nadat hy hierdeur, waardeur? Deur die kruis, die gesagvoerders en maghebbers ontwapen het, het hy hulle in die openbaar tot skande gemaak, toe hy hulle in sy triomftog meegevoer het. Het is so treffend. Toe Jesus kaal gehang word aan 'n kruis, toe is dit eintlik Jesus wat die bordjies omdraai. En hy vat die maghebbers, die owerhede, die gesag in hierdie wêreld. Vir eeue lank het mense 'n idee gehad oor gesag, geweld, manipulasie, selfs die dood word gebruik dat mense hulle sin kan kry. En daai manier van gesag het empires gevorm, het die wêreld gevorm tot vandag toe. Maar aan die kruis, sê Paulus, het Jesus die bordjies verhang. Hy het daai idee van gesag en daai magte het hy in die openbaar uitgeklee en oor hulle getriomfeer. Die kruisiging van die koning was die koning se oorwinning en het hy al die koninkryke van hierdie wêreld teruggevat. Het hy God se koninkryk gelanseer in hierdie wêreld in. En hoe weet ons dit? Dit is die aankondiging van Jesus se opstanding. Toe Jesus uit die dood uit opstaan, toe maak God 'n kosmiese aankondiging under new management. Die koning, die laaste koning het 'n beslissende oorwinning behaal. Maar as ons dan nou vra, wen liefde? Dan is die uitroep
Dit was deur liefde wat Jesus sy lewe aan die kruis gegee het. So dit is deur liefde wat koning Jesus die beslissende oorwinning behaal het. Hoe weet ons dit? Die opstanding verklaar Jesus as koning en dit verklaar dat sy liefde, God se liefde, wen en dit wen altyd en elke keer, selfs al lyk dit nie so nie. Wen liefde? Ja, Jesus se liefde wen altyd. Maar dis nie 'n oorwinning soos iemand wat 'n wedstryd speel en dit wen nie. Dis 'n oorwinning amper meer soos iemand wat 'n beslissende oorwinning in 'n oorlogssituasie behaal. Ja, daar is nou miskien nog rebelle magte hier en daar wat nog nie aan hierdie nuwe koning wil onderwerp nie. Hulle wil nog vashou aan die ou regime. Ja, daar's nog baie plekke wat onder die ou regime se mag gestaan het en daai plekke is gevorm. Nou moet die nuwe koning se nuwe koninkryk en sy nuwe beleid moet nou infiltreer in elke hoekie en gaatjie in en partykeer nog oorwinnings behaal want daar's magte wat nog nie wil onderwerp nie. Hulle is klaar oorwin, maar hulle wil nog nie onderwerp nie. Dis die tipe oorwinning van koning Jesus en sy liefde. Dis 'n oorwinning wat nou geïmplementeer word, wat nou nog aan die gang is. En vriende, hier is die hele Nuwe Testament op dieselfde bladsy. Hoe word die oorwinning van koning Jesus en sy liefde vandag nog geïmplementeer? Dit is kerk. Dit is die familie wat God nou deur Jesus vir homself aangeneem het, sy seuns en dogters. Hulle, ons, is die mense wat nou aangaan met die oorwinning van Jesus se liefde, met die implementering van die oorwinning van die kruis. Die kruis is die embleem van God se koninkryk, God se liefde, wat beslissend oorwin het en vandag nog in elke situasie bly oorwin. En ek en jy is die agente van daai oorwinning. Geen wonder dat koning Jesus die aand voor sy dood gesê het, Johannes 13, ek gee julle 'n nuwe gebod. Jy kan net 'n koning wees as jy 'n nuwe wet gee. Jy kan net God wees as jy 'n nuwe gebod gee. Jesus is altwee. En wat is hierdie nuwe gebod? Wat is die aard van hierdie nuwe koning en sy koninkryk se beleid, sy wet, die wet van sy koninkryk? Soos ek julle liefgehad het, moet julle mekaar lief hê. Vriende, die hele Nuwe Testament. En onthou, die Nuwe Testament het tot stand gekom in 'n tydperk waar daar 'n magtige empire was. Die empire van die Romeinse Ryk, wat met mag en geweld met die dood geheers het. In daai empire was daar mense wat in 'n ander koning geglo het, Jesus, en wat sy beleid geïmplementeer het. Die beleid van liefde, sy liefde. En hulle het geglo, sy liefde wen. Altyd, elke keer. En in elke omstandigheid kan sy liefde 'n beslissende oorwinning weer keer op keer behaal. En dis hoekom die hele Nuwe Testament, hierdie familie van Jesus, van God, hierdie kinders van God, se primêre identiteit, se primêre kultuur, se etiek, se bestaan beskryf in terme van die liefde van Christus. Oor en oor en oor. Dis wie ons is. Ons is mense wat leer om lief te hê, soos Jesus. Ons kuier uit Hebreërs uit hierdie jaar, en Hebreërs is op presies dieselfde bladsy. Hoor 'n bietjie Hebreërs 13. Ons het laasweek begin kyk na Hebreërs 13. Aan die einde van die hoofstuk skryf die Hebreërs skrywer, mag die God van vrede, wat die groot herder van die skape, ons Here Jesus, onthou jy, ons het hieroor gesels, Here is 'n titel van ook 'n koning.
Jesus is Here. Jesus is die koning. Hoe weet ons dit? God het hom uit die dood uitgelei deur die bloed van die ewige verbond. En nou, wat sê Hebreërs van hierdie God? Mag hy julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen, terwyl hy in ons dit doen wat voor hom welbehaaglik is, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid behoort vir ewig en ewig. Amen. God het 'n beslissende oorwinning behaal. Jesus is die Here. Hoe weet ons dit? God het hom uit die dood uit opgewek. Daai selfde God werk nou deur Jesus in ons, dit wat sy wil is. Wat is sy wil? Hoe begin Hebreërs 13? Die broederliefde moet bly. God se liefde het die oorwinning aan die kruis behaal. Ons weet dit deur die opstanding. God se liefde werk nou ook in ons, sodat dit deur ons kan werk. Sodat hierdie revolusionêre nuwe manier van mens wees, die liefde van Christus, hierdie manier van mens wees nou in elke gesin, in elke skool, in elke besigheid, in elke samelewing, in elke streek, provinsie en land, oorwinning op oorwinning kan bly behaal. Hoe? God werk dit in my en in jou. Ons is die draers van die oorwinning. Liefde wen. En in hierdie reeks gesels ons dan nou oor hierdie liefde. Hierdie liefde van God wat ons in Christus leer ken, wat nou ook in ons werk, sodat dit deur ons kan aanhou om oorwinning op oorwinning op oorwinning op oorwinning te behaal. So hoe lyk hierdie liefde? Verlede week het ons begin en ons het gesels oor hierdie liefde is iets baie prakties. Vriende, ons wêreld gebruik die liefde op weird maniere en vir baie mense in ons wêreld is die liefde 'n gevoel wat jy dit voel wanneer jy dit voel en is hierdie romantiese gevoel en as jy dit nie meer voel nie, dan is die liefde ook nie meer daar nie. Christus se liefde wat altyd wen is anders. Christus se liefde gaan oor tot dade. Hy het sy lewe vir ons gegee. Dis hoe ons weet hy het ons lief. Hy kom woon nou in ons en hy werk in ons sodat hy saam met ons in die wêreld kan werk. En die eerste aspek wat Hebreërs uitlig van die liefde is gasvryheid. Ons het verlede week hieroor gesels, onthou jy? God verwelkom ons as sy familie. Hy neem ons aan. Nou werk hy ook daai verwelkomende liefde deur ons sodat ons ander mense wat buitestanders is, kan verwelkom. Dis liefde wat oorgaan tot dade. Liefde wat sê mense is belangrik, hulle menswaardigheid. Ons wil dit onderstreep. Hoe kan ek in my gesin, in my werksomgewing, in my samelewing die verwelkomende liefde van God uitleef? Ons gaan vandag 'n bietjie verder met Hebreërs 13 en ons gaan volgende week ook nog verder kyk hoe hierdie liefde in die praktyk werk, in my, in jou en deur ons. Hebreërs 13 vers 3 sê, dink aan die gevangenes asof julle medegevangenes is, aan hulle wat mishandel word asof julle dit self aan julle liggaam beleef. Nou volgende naweek is Moedersdag en ons wil jou uitnooi, gaan 'n baie spesiale diens wees by al ons kampusse. Ons wil jou hartlik uitnooi om deel te neem aan die dienste by die kampusse. En dan gaan ons spesifiek oor hierdie vers praat as 'n uitdrukking van God se liefde wat nou ook deur ons werk. So dis vers 3. Gaan dink 'n bietjie oor hom. Vers 4. Die huwelik moet in alle opsigte eerbaar gehou word en die huweliksgebod moet die huweliksbed moet onbesoedeld wees, want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. So hy praat oor die belangrikheid van die verbond, die verbintenis tussen 'n man en vrou. Ek wil hê jy moet dit gou-gou 'n bietjie in gedagte hou, want ons gaan vandag inzoom op dit en hoe dit 'n uitdrukking is van God se liefde. Die volgende versie sê julle gedrag moet vry wees van geldgierigheid. Ons gaan nie vandag oor geld praat nie. Kom ons sê net dit. Vriende, as geldgierigheid, ons sê altyd as armoede by die voordeur instap, stap liefde by die agterdeur uit. Dis nie so nie. As geldgierigheid by die voordeur instap,
As ons lewens op die altaar sit om meer geld te maak, stap liefde by die agterdeur uit. Dit is 'n belangrike waarskuwing. En ons gaan in die tye wat kom nog 'n bietjie meer oor dit gesels. So dink 'n bietjie verder oor dit. En dan praat hy oor geld en hy praat oor dat die Here ons bron is en dat hy vir ons help en dat ons niks hoef te vrees nie. En dan gaan hy aan. Hou altyd julle leiers in gedagte, die wat die woord van God aan julle verkondig. Gee ag op die uiteinde van hulle lewensloop en neem hulle geloof as 'n voorbeeld. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Vandag wil ek 'n bietjie saam met jou kuier oor wat het huwelik en gemeente wees in gemeen as dit kom by die liefde. En die een aspek wat dit in gemeen het, is dit is 'n omgewing waar mense liefde leer. Dis tog wat 'n ouerhuis is en wat God dit bedoel het om te wees. Hoekom is God so ernstig oor die huwelik? Die verbond tussen 'n man en vrou, want dit is in hierdie omgewing waar kinders gebore word en waar kinders geskool word in liefde. Dit was die doel van die huwelik van die begin af, sodat 'n gesin gevorm kan word, sodat kinders kan leer wat dit is om committed te wees, om lief te hê, soos God dit bedoel het. En vir ons as gelowiges wat getroud is dit dan nou die uitnodiging ook van Hebreërs. Jy kan die Here vertrou vir jou huwelik. Jy kan op hom staat maak. Jy kan op sy hulp staat maak. Die Here is vir jou 'n helper. En hy wil jou help in jou huwelik, want dit is 'n omgewing waar binne kinders leer om lief te hê. Maar ons almal weet, huwelike, daar is maar by almal van ons gebrokenheid. Nee. Dis nêrens 'n perfekte omgewing nie. Dis hoekom ons altyd sê, hou op om te probeer om perfek te wees, probeer eerder groei. Sit die fokus op groei. Wat kan ek 'n bietjie beter doen in my huwelik? Hier is die punt. Dis 'n omgewing waar liefde geleer word. Tussen 'n man en vrou. Dis 'n omgewing waar 'n man en 'n vrou leer om lief te hê soos Jesus. Dis ook 'n omgewing waar binne kinders leer om lief te hê. En gemeente is dieselfde. Dit wat ons in 'n gemeente ontvang, leierskap, die woord wat bedien word, die voorbeelde waaraan ons blootgestel word, hopelik voorbeelde wat 'n mentorskap is, gaan alles oor een ding, is om te leer om lief te hê, soos Jesus gesê het. Soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. So hier is die brein twister van vandag. As dit kom by goddelike liefde, liefde wat altyd oorwin, daardie liefde is ook iets wat geleer word. En vriende, in ons kultuur is dit amper twee pole wat mense teenoor mekaar sit. Liefde is nie iets wat jy leer nie. Die oomblik as jy dit moet leer, dan is dit nie meer liefde nie. Dit is asof mense in ons wêreld hierdie idee het dat liefde is net iets wat met jou gebeur. Jy staan een oggend op en jy het hierdie liefde. Dis hierdie romantiese idee. Baie emosies, baie gevoelens, baie ervarings. Maar ek wil jou gou uitnooi om te hoor. Direk nadat Jesus, gesalfde koning, 'n nuwe wet, 'n nuwe gebod gee, wat sê hy? As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle my disippels is. Wat is 'n disipel? Per definisie is 'n disipel 'n leerling. Iemand wat leer. Iemand wat leer, en in hierdie konteks, wat leer ons? Ons leer by Jesus om lief te hê. Liefde is iets wat geleer word. Dis iets waarin jy kan groei deur dit
te leer. En die omgewing is gesin en gemeente, en die twee gaan saam. Vriende, 'n gemeente is daar sodat gesinne bemagtig kan word. Met die woord, met leierskap, met mentorskap, bemagtig kan word om te leer om lief te hê. En gesinne wat leer om lief te hê, help dat 'n gemeenskap en 'n gemeente gesond, al hoe meer gesonde refleksie word van God se koninkryk. So die twee gaan hand aan hand, gemeente en gesinne, want dis 'n omgewing waar mense leer om lief te hê. En die liefde wat ons leer by Christus het baie fasette. Maar hier's die belangrike ding wat ek jou wil uitnooi om hierdie week te gaan dink oor. Regtig te gaan dink oor. As jy in Jesus glo, is jy 'n student. Jy's 'n disipel. En die primêre ding wat Jesus jou wil leer, is om lief te hê soos hy liefhet. Miskien moet ek en jy, soos die Bybel sê, ons kultuur se definisie van liefde is net iets wat met my gebeur. Ek het geen beheer daaroor nie. En per definisie dan, as dit nie meer daar is nie, het ek ook geen beheer daaroor nie. Miskien moet ons daai idee van liefde wegsmyt. En eerder hierdie idee wat Hebreërs gee, wat die hele Nuwe Testament gee. Ons is disippels. En God het omgewings geskep sodat ons kan leer om lief te hê, soos Jesus liefhet. En dis hoekom ons ook hierdie reeks doen. Dis hoekom ons elke jaar 'n reeks doen oor verhoudinge, oor gesinslewe, oor die huwelik. En ons praat oor liefde. Hoekom? Want liefde is iets wat ek en jy leer by Jesus. So as dit kom by die hoe leer ek liefde, dan sou ek graag wou begin by hierdie punt. Dit is God wat in ons werk, wat vir hom welbehaaglik is. Dis wat Hebreë 13 sê. Ons lees dit in Filippense 2 ook, want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk. Maar wanneer God in ons werk deur Jesus, hy aanvaar ons nou, hy verwelkom ons nou. Nou kan ons leer om ander mense ook te verwelkom, die verwelkomende liefde van God, gasvryheid. Wanneer God in ons werk, maak hy nooit van ons toeskouers nie, hy maak van ons deelnemers. Selfe Filippense 2 sê, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Die beginpunt van enige leer, regtig leer, is dat jy verantwoordelikheid vat vir jou eie groei. En as ek en jy nou disippels van Jesus is, en dis wie ons is, as jy in Jesus glo, as jy sy disipel, jy leer nou by hom om lief te hê, dan is dit deel van die roeping. Vat verantwoordelikheid vir die groei in liefde. Soveel keer as dit by liefde en verhoudinge kom, is dit vir my asof mense in terme van 'n slagoffer praat en dink oor hulle self. Hierdie persoon het dit aan my gedoen, daai persoon of dit het gebeur en dis hoekom ek so optree en dis hoekom ek so optree. Dis 'n slagoffermentaliteit. Nee, God werk nou in ons. Ons is nie slagoffers nie. Ons is deel van sy oorwinning. En hierdie oorwinnende liefde werk nou in ons en daarom kan ons glo. Ons kan nou glo en daarom kan ons verantwoordelikheid vat. Ons kan verantwoordelikheid vat vir ons groei. As ons verantwoordelikheid vat vir ons groei in liefde. En vriende, glo my nou maar, dis 'n kopskuif. Want in hierdie wêreld is liefde iets wat met jou gebeur. Dis nie iets waarvoor jy verantwoordelikheid vat nie. Christene sê nee. Volgelinge van Jesus sê dis waarvoor ons verantwoordelikheid vat. Ons vat verantwoordelikheid om te groei in liefde. Wanneer ons verantwoordelikheid vat vir groei, vir ons eie groei, dan kan ons begin sê, okay, hoe? Nommer 1, Jesus. Jesus is hoe God ons liefde leer. En in die eerste plek, dis hoe God se liefde in ons lewens werk. Hy neem ons aan, hy vergewe ons sonde. Hy
stap met ons 'n pad van geduld. Hy leer ons, dis Jesus. Ons bestudeer Jesus. Dis deur hom wat God nou in ons werk, maar dis ook deur ons bestudering van Jesus wat ons groei in liefde. Baie interessant, die een van die antieke tale, Latyns, het 'n klomp woorde vir liefde. Verskillende woorde, amor is die een dink ek, maar een van die interessante woorde vir liefde is studium. Studie. Wanneer ons Jesus bestudeer in ons verhouding met hom, in die skrif, die werking van die Heilige Gees, saam as 'n gemeente, terwyl ons lering ontvang, terwyl ons in groepe saam is, ons journey saam, wanneer ons Jesus bestudeer, groei ons in liefde. So dit begin by verantwoordelikheid vat. En wanneer jy verantwoordelikheid vat vir jou groei in liefde, is die vertrekpunt altyd Jesus. Dis hoekom ons hierdie jaar in ons Hebreërsreis ook soveel klem sit. Jesus is die middelpunt, die vertrekpunt van ons verhouding met God, ons ken van God, van menswees, van wêreldgeskiedenis, alles draai om Jesus. Bestudeer Jesus en jy gaan groei in liefde. Maar saam met hierdie tema van bestudeer is groei in liefde dan ook 'n kennisding. Dis nie woorde wat ons saam met liefde sit nie. Leer kom nooit saam met liefde nie. Kan jy nou 'n fliek dink of 'n storie dink waar liefde iets is wat jy leer? Nee, wat? Nee, dit gebeur net met jou. Vriende, maar ons weet van beter, want ons sien dat Jesus ons roep as disippels om by hom te leer. En kennis is dan nou deel van wat dit beteken om te groei in liefde. Kennis. Filippense 1, Paulus bid in vers 9 en hy sê, ek bid dat julle liefde sal toeneem in kennis en ervaring, sodat julle kan onderskei die dinge waarop dit neerkom. Kennis. En hier sal ek 'n paar punte wil noem. Ek dink kennis in die eerste plek oor wat is Jesus se liefde? Hoe is Jesus se liefde? Het jy al gesien hoeveel keer maak Paulus lysies as hy liefde beskryf? Dink nou aan die vrug van die Gees. Het jy al gesien? Liefde is, die vrug van die Gees is liefde. En dan kan jy amper sit, dubbelpunt, Galasiërs 5 vers 20. 'n beskrywing van die liefde, vreugde, sagmoedigheid, goedhartigheid, selfbeheersing, aspekte van die liefde. Dink byvoorbeeld aan 1 Korintiërs 13. Onthou jy? Die liefde is nie opgeblaas nie. Die liefde praat nie groot nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie. Is nie bly saam met leuns nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit glo alles, dit hoop alles, dit bedek alles. Aspekte van Jesus se liefde. Bestudeer dit. Kennis van wat liefde is en van wat liefde nie is nie. Vriende, dit is vir my so interessant hoe mense baie keer kan besig wees met lering, maar nie groei in liefde nie. Hier's wat Hebreërs 13 sê. Moenie meegevoer raak deur allerhande vreemde leringe nie, want dit is goed dat die hart deur genade versterk word, nie deur eetgebruike wat daar volgens lewe niks baat nie. Met ander woorde, daar's lering wat eintlik niks baat nie. Nou waaraan gaan jy lering meet? Baat dit iets of baat dit iets? Jesus het net een maatstaf vir disippelskap gegee. En dis liefde. Hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is. Aan die liefde wat julle vir mekaar het. Leer ons om lief te hê. So maak seker dat jy jouself besig hou met lering wat jou help om die liefde van Christus, die oorwinnende liefde van die selfopoffering van Jesus, om dit te leer ken. Hoekom sal Paulus lysies maak oor wat liefde is en wat dit nie is nie, as hy nie nou wou gehad het ons moet daaruit leer nie? Leer. Kennis om kennis in te win. En ek dink saam met daai kennis inwin is die kennis van Christus se liefde, maar ek dink ook is 'n bietjie selfkennis wat saam met dit kom.
Okay, as ek nou kyk byvoorbeeld na die vrug van die Gees, sagmoedigheid, goedhartigheid, ja, ek sien nie die dinge in my lewe. Ek het 'n bietjie gebrek aan selfbeheersing. Hier's iets waarna ek kan groei. Dis mos die verskil tussen die vrug van die Gees en die gawes van die Gees. Wanneer dit kom by die gawes, sê Paulus baie duidelik, almal het nie alles nie. Is almal profete? Nee. Is almal apostels? Nee. Praat almal in tale? Nee. Het almal gawes van gesondmaking? Nee. Wanneer dit kom by die gawes, is daar spesifieke gawes wat aan die werk is in spesifieke mense. Wanneer dit kom by die vrug, beskryf hy die totale vrug van die Gees. Wat is liefde? Sodat ek kan groei, juis in die dinge wat nou nie aanwesig is in my lewe nie. Onthou, dis God wat in jou werk. Jy kan hom nou vertrou, dat jy kan groei in liefde. Jy kan nou verantwoordelikheid vat. Jy kan Jesus bestudeer. Jy kan kennis inwin deur die skrif, deur die gemeente, deur leringe, oor hoe werk God se liefde deur Christus, deur die Heilige Gees, ook nou in my. En jy kan ook jouself leer ken in die lig van Christus se liefde. Okay, hier is areas wat in my lewe ontbreek. En kan ek iets baie prakties aanbeveel? Natural Church Development het 'n program, 3 Colors of Love. Jy kan aanlyn 'n toetsie doen, wat vir jou bietjie 'n spieël ophou van hier's my lewe, hier's areas waarin ek al gegroei het, waar God my al gehelp het, deur die werking van sy liefde in my. Is dit deur my gesin, is dit hoe ek groot geword het, is dit deur my gemeente, is dit wat ek al geleer het in die lewe? Great! Hier's areas waarin ek al sterk is. Hier's areas waarin ek nou kan groei. Hoe groei 'n mens in liefde? Jy vat verantwoordelikheid, jy bestudeer Jesus en jy doen kennis op oor die liefde. En jy begin dan daai kennis wat jy opdoen oefen. Vriende, liefde is iets wat oorgaan tot dade. Dis nie 'n gevoel nie, dis nie 'n ervaring nie. Dis 'n manier van lewe. En hoeveel keer kry ons dit in die Bybel? Dat die Bybel ons aanmoedig om die godsaligheid, dit wat God nou in ons werk, te beoefen. So as ek nou ontdek, gasvryheid, dis 'n aspek van God se lewe, se liefde. In my lewe werk hy dit. Ek bestudeer Jesus se gasvryheid teenoor my. Ek win kennis in. En nou begin ek dit oefen. Waar kan ek meer gasvry wees? Iets van Jesus se verwelkoming uitleef in my gesin, in my vriendekring, in my besigheid. Ek herhaal nou baie dinge, voel dit vir my, maar hier's die punt. Die liefde van Jesus is iets wat hy in ons werk. En dis ook iets wat ons leer. En dis dan die uitnodiging van hierdie week. Glo dat God in jou werk. Glo dat jy nou 'n disipel is. En dat jy ingeskryf is in die skool van Jesus. Om te leer om lief te hê. En vat dan verantwoordelikheid vir jou groei. En daar's 'n praktiese hulpmiddel, Natural Church Development, wat jy kan gebruik. Maar ek dink die praktyk van gemeente wees en gesin wees is die plek waar die Here my en jou help om sy liefde te leer ken vir wat dit is, die aspekte van sy liefde, en daar dit te beoefen, sodat ons dan in die wêreld kan deelneem aan sy oorwinning. Die liefde wat altyd wen, is die liefde wat ons by Jesus leer. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie. Dankie dat U ons bemagtig deur die werking van U Gees. Dat U in ons werk, dit wat vir U aanneemlik is. En Here, dankie dat die werk van die Heilige Gees nie van ons toeskouers maak nie, maar deelnemers, studente, disippels. Here, dankie dat ons by U liefde kan leer. En Here, dankie, soos wat ons groei in liefde, so groei ons ook in oorwinning op oorwinning op oorwinning. Want U liefde wen altyd. In die naam van Jesus. Amen.
Vriende, was lekker om saam met jou te kuier. Die Here seën vir jou en dan kuier ons weer volgende week saam wanneer ons gesels oor die een aspek van God se liefde wat ons juis baie duidelik in ons moeders sien. Die aspek waarvan Hebreërs 13 praat. Die Here seën vir jou, hê 'n wonderlike week.